Goeiemôre en welkom weer by ons reis deur die boek van Matteus. Waar ons vandag voortgaan in hoofstuk 7. Nou ek wil vanoggend dalk net vooraf as 'n side note, 'n kantnota, sê dat Matteus 7 'n baken is vir enige gesoute prediker en gevul is met 'n paar reguit en soms skrikwekkende waarhede en tekste. So ek raai jou maar aan om in hierdie hoofstuk jou safety belt maar lekker stewig aan te sit, want hierdie deel van ons reis deur die boek van Matteus mag dalk vir jou ongemaklik raak. Matteus 7 vers 6 vandag sê: moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi julle parels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeer nie. Nou wanneer Jesus vandag praat en verwys na dinge wat heilig is, wat ons nie voor die varke moet gooi of daar waar die honde dit gaan vertrap nie, praat hy van geestelike dinge, geestelike beginsels en waarhede uit sy woord wat redding en lewe en vrede vir jou en vir my bring. Nou die weë van God wat by magte is om blywende verandering in mense se lewens en harte te bring, wat soms wanneer dit verwoord of gespreek of gepreek word met antagonisme en negatiewe pessimisme ontvang word, en die mense dan sal al argumenteer en redeneer om hulle gemaksone te beskerm wanneer hulle hierdie waarhede hoor, eerder as om sy woorde van waarheid aan te neem en toe te laat dat dit hulle lewens radikaal beïnvloed of verander. Johannes 8 vers 31 en 32 sê hierdie kosbare woorde, en Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, nou dis die kruks, né? As julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Vers 32 sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. So let op dat Jesus met Jode gepraat het, wat in hom geglo het. Wat impliseer dat daar wel Jode was, wat nie in hom geglo het. Ons lees hiervan in Markus 6 vers 4 tot 6, waar Jesus sê, dat 'n profeet, hy sê vir sy disippels, hy sê vir hulle, 'n profeet word oral erken behalwe in die plek waar hy groot geword het, en in sy familiekring en sy gesin. Hy kon daar geen enkele wonderwerk doen, sê vers 5 nie, behalwe dat hy sy hande op 'n paar siekes gelê het en hulle gesond gemaak het. Vers 6 sê, hy was verbaas oor die ongeloof van mense. Nou die laaste mees aangrypende voorbeeld wat ek vandag wil gebruik, wat hieroor praat, dat ek en jy nie ons parels moet gooi voor die varke nie, vind ons in Johannes 6 vers 60 tot 68, waar Jesus 'n stelletjie aftrap met sy disippels. Hy sê, en baie van sy disippels het gesê toe hulle dit hoor, natuurlik die woorde van sy waarheid, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? Vers 61 sê, en Jesus het in homself geweet dat sy disippels hieroor murmureer, en hy sê vir hulle, is dit julle tot aanstoot? Het ek met ander woorde julle geafronteer? Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie, sê Jesus. Want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie, en wie hy was wat hom sou verraai, natuurlik. Die verraaier, né? Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer met hom gewandel nie. Toe sê Jesus vir die 12 wat oorbly, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus antwoord hom met hierdie pragtige woorde: Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Jesus se woorde, sy waarhede is geestelik.
En wanneer dit omhels en gehoorsaam word, bring dit iets geesteliks voort wat ons geloof. Nou geloof gebeur wanneer die daad wat gehoor word, of die waarheid wat gehoor word, oorgaan in 'n daad. Wanneer gehoorsaamheid plaasvind, en die daad bewys dat jy geglo het. Mense wat vleeslik is, verstaan dit nie, en het daarin geen behaag nie. En baie dikwels gooi ons soms kosbare beginsels van waarheid na sulke mense wat dit vertrap onder hulle voete. Hulle voete van verkleinerende veragting. En dan jou wat die woorde gespreek het, verwerp en verneder, en dikwels jou verskeer met hulle woorde en hulle skinderpraatjies na die tyd. Romeine 8 vers 6 tot 8 praat van sulke mense. En in vers 6 lees ons, want wat die vlees bedink is dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Vers 7 sê, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Met ander woorde, hy aanvaar nie die waarhede van God se beginsels nie. En die wat in die vlees is, sê vers 8, kan God nie behaag. So vertel Jesus self in sy gelykenis dat die saad van God se waarhede soms langs die pad val waar dit vertrap word deur mense. Soms tussen die rotse waar dit opskiet en later verdroog, of dalk tussen dorings waar dit verstik word deur onkruid. Maar dan val dit soms, in my ervaring in die minderheid van gevalle, tog in goeie grond. Partykeer, wanneer jy dit die minste verwag, val dit in vrugbare grond, om dan 100voudige vrug op te lewe. Jesus leer vir jou en vir my vandag, om nie die saad en die geestelike parels te strooi daar langs die pad waar mense dit verag en vertrap nie. Hy leer en waarsku ons dat ons teenkanting sal beleef, en soms daar buite waar ek en jy in die wandelgange van die wêreld loop, dat ons veroordeling sal beleef en verskeer sal word, en dan die onderskeiding sal moet hê om nederig weg te stap met begrip dat ons niemand kan oortuig nie. Ons as mense kan niemand oortuig nie, maar net die Heilige Gees kan. En soms moet ons skoene afstof en wegstap, en wete dat die Heilige Gees die werk sal doen. Mag die Here ons hierdie kosbare les vandag en elke dag leer deur die bonatuurlike onderskeiding van sy Heilige Gees in ons. Die Heilige Gees speel so 'n kosbare en belangrike rol in ons lewens om ons onderskeiding te gee wanneer ons in so 'n situasie kom, of ons die troos en bemoediging soms nodig het wanneer ons verneder en verkleineer of selfs verskeer word deur genadeloose aanhoorders. Kom ons vertrou hom vandag met hierdie woorde van Jesus. En kom ek en jy vertrou die Heilige Gees om ons te lei in elke omstandigheid, in elke situasie, om op hom te vertrou en ons leiding te gee, waar ek en jy die kosbare waarhede, die woorde, die beginsels van Jesus en van God daar buite in die wêreld moet gaan strooi. Kom o Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag, lei my in die waarheid, leer my van die sin, wees ook U my trooster,
Kom Skepper gee. Kom Skepper gee. Lewend maak en gee. Kom in al die volheid. Kom in al die krag. Lei my in die waarheid. Leer my van die siel. Wees ook U my trooster. Kom Skepper gee. Wees ook U my trooster. Kom Skepper gee.